Gemeente, baie goeiemôre. Ek dink alles is nou aan wat aan moet wees. As ek aanlyn en reg en alles. Dis lekker om vanmôre weer by julle te wees. Ek kan nou een belofte maak vanmôre en dit is dat die erediens nie baie lank gaan wees nie. Definitief nie oor 'n uur nie, want 11:00 is ek weer op Hartswater. Nie om die erediens te lei nie, maar oor 'n nuwe dominee wat bevestig daar word op Hartswater. Sommer interessant, ek dink ons is nou so 7-8 gemeentes in die Noord-Kaap wat in beroepingsprosesse is. 'n Gemeente soos Bosmansburg kry ek definitief baie jammer. In hulle beroepingsproses het hulle een aansoek gekry. So hulle is nog aan die roei en in die stoei. In daai wêreld daar rond sommer net Daniel Skuil raak nou vakant. Hulle gaan met 'n beroepingsproses begin. Olifantshoek is vakant, De Ben is vakant, Kuruman moedergemeente is nou in 'n beroepingsproses. Hulle dominee maak aan die einde van die maand klaar en by Kalahari gemeente dieselfde. So in terme van dominees het ek nou die dag gesê die Noord-Kaap begin nou baie interessant lyk. So 60 dominees nou in gemeentes. 50% van hulle is 60 en ouer en 20 van hulle is 66 en ouer. So vir baie van hulle moet ek eintlik sê oom en tannie, of daar's dan nog nie tannies nie, maar vir hulle sê ooms. So ons uitdaging rondom die ouer wordende dominees is nogal 'n interessante een. Corneille, gaan jy gee ons die aankondiging sommer so in die begin doen, asseblief. Baie dankie. Ek het gedink om die erediens te begin deur vir julle 'n vraag te vra. En die vraag sou wees om te sê, glo jy dat vanmôre se erediens jou lewe kan verander? As ek praat oor die erediens, dan is die hoogtepunt in die erediens natuurlik die skriflesing. Nie die preek soos wat ons heel dikwels dink nie, maar die skriflesing. En wanneer ons die Bybel lees en hierdie gedeelte van vanmôre Psalm 145 lees, glo jy dat dit jou lewe kan verander? Toe ons in die konsistorie bid voor ons inkom, het die gebed nogal die woorde gehad, of die gesprek die woorde gehad van ons harte is oop, ons het 'n verwagting in die erediens. Wat is jou verwagting vanmôre? Die eerste ding om oor na te dink. Die tweede ding is, onthou jy op skool lank terug het ons mos hierdie ding gehad om 'n sin te voltooi. So jy het 'n paar woorde gekry en dan doetjie en dan moes jy nou verder dalk 'n opstel skryf of iets in daarvoor doen. Nou as ek vanmôre vir jou die sin mee begin en sê God is, hoe sou jy verder skryf? Wat sou jy verder sê? God is. Een van die goed wat 'n mens 10:1 sou sê is God is liefde. Dit staan dikwels op 'n kanselkleed geskryf en dis deel van ons lewe. Maar hoe sou jy sê God is as jy dit moet beskryf? As ek vanmôre in die erediens hierdie sin wil voltooi aan die hand van Psalm 145, dan is ons dit om te sê God is goed.
En dan sou 'n mens dalk nog 'n paar beskrywende woorde kon bysit en sê ongelooflik goed, of hoe jy dit sou wou beskryf. God is goed. In die preekaantekeninge oor hierdie gedeelte wat ons hierdie week Dinsdae uitstuur, wat verskillende gemeentes en van ons bedienaars gebruik, word daar verskillende preekvoorstelle gemaak en dan word daar nou gesê wat sou nou die tema wees van die erediens. En dit is nog vir my interessant dit wat hulle formuleer, om passievol voor die Here te wees. Besing die koningsheerskappy van God in my hele lewe, die tweede een. En die laaste ene, ons algehele afhanklikheid van die Here. Ek sê dit dood vanoggend vanmôre met die woorde, God is goed. Kom ons begin saam te sing, en ons sing lied 253 vers 1 en 2. Hierdie brood gebreek eens by die meer. Ons gaan die 2 verse saam sing, vers 1 en vers 2, en dan bly ons staan vir ons foto en ons seëngroet, en direk daarna sing ons verder die 200 vers 1 en 2. Die Here is naby aan almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u.
wanneer ons by die moment van die wet en die erediens kom, is dit dikwels dat ons gedeeltes uit die Bybel uit sou lees. Dalk die 10 gebooie, dalk die samevatting van die wet, dalk Deuteronomium 5, verskillende gedeeltes wat ons sou saam lees. Die bedoeling is om iets te hê, nie van dit is wat ons moet doen om so 'n soort van ons redding, ons saligheid te verdien nie. Maar is eerder om te sê, dit is wat ons doen om vir die Here dankie te sê vir wat hy reeds vir ons gedoen het. En wanneer ek oor my eie lewe dink, en ek en jy dalk vanmôre saam oor ons lewens dink, dan is dit so dat wanneer ons hieroor nadink, ons dikwels agterkom in ons lewens, dat ons lewens baie gou oor onsself begin draai, en al minder oor God gefokus wees. Ons het 'n manier dat in ons lewens, ons weet en ons bely, dat ons lewens gaan oor God. Ons sal dit sê, ons sal dit glo, ons sal dit in 'n geloofsbelijdenis skryf en sê, ons lewe hier is tydelik, ons is op pad na die ewige doel, dis wat die belangrikste is. Maar as Maandag kom, dan leef ek en jy asof dit hier die belangrikste is. Dan leef ons oor wat ek wil hê en wat ek wil doen en wat ek beplan. Wanneer ons begin luister en vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Dan kom ons dikwels op 'n plek dat ek 'n bietjie in die moeilikheid raak. Dat ek iewers begin besef, maar dit is vir my nie so maklik om as te ware totaal en al my lewe oor te gee aan die Here en te sê, Here, my lewe gaan oor U en nie oor my nie. En dalk moet ek en jy vanmôre weer 'n slag bely en sê, Here, wees U in beheer van my lewe. Wees die een wat die middelpunt het. Dat wat ek doen, wat ek besluit, waarmee ek besig is, as te ware eers U goedkeuring sal hê, om te sê, dis waarmee ek besig moet wees. Want jy sien, dis nie dikwels die probleem, dat ons nie weet wat is verkeerd en wat is reg nie. Ons weet dikwels wat is reg, die Bybel leer ons daarvan. En ons is nie kinders in die geloof nie, ons het die Bybel baie gelees, ons verstaan iets daarvan. Maar soms kom ons in situasies wat ek weet, maar om die regte ding te doen, gaan iets van my kos. Dit gaan iets van my vra, dit gaan nie so maklik wees nie. Dawid het ook geweet wat is reg, wat is verkeerd. Hy was die koning van Israel. 'n ongelooflike man, wat die Here sê, 'n man so na my hart. 'n man wat hy wil sê, dis 'n geliefde van hom, wil ek amper sê. En dan doen hy sonde, hy doen verkeerd. In Psalm 51 kom dan so mooi en sê iets van die gebed van iemand wat sê, Here, vergewe my. En sy gebed is onder andere om te sê, Here, vergewe my en gee my weer die vreugde van iemand wat deur U vergewe is. Baie maklik in ons tyd sal ons kla en mense sê, my lewe is sinloos, dis 'n gejaag na wind en. Die geheim lê 10 teen 1 daarin, dat jou eie wil, jou eie ek, jou eie self eers te stel, en nie wat God wil hê jy moet doen. En wanneer Dawid terug is en doen wat God wil hê hy moet doen, daarmee besig is dit weer iets van die vreugde, om deur God vergewe te word. Mag dit wees dat ek en jy iets vanmôre van hierdie vergifnis van die Here ook ervaar, wanneer ons saam bid. Kom ons bid. Here, U ken my lewe. U weet wat is dit waarmee ek besig was in hierdie week. Wat ek gedoen het en wat my tyd opgeneem het. U weet hoeveel daarvan het om myself gegaan. Hoe min van dit wat ek gedoen het en beplan het ek regtig voor U gaan staan en eers gevra, Here, is dit wat U wil hê ek moet doen? Dalk nie 'n verkeerde ding nie, 'n mooi en edel en goeie ding, maar is dit wat U wil hê ek moes doen. Here, ons kom bid dat U ons wil vergewe vir ons harte wat dikwels so selfgerig is. Dat hy ons sal vergewe vir ons lewens wat meer op onsself fokus as op U. En Here, wanneer ons vanmôre uit U woord uit gaan lees, dan weet ons, U is die een wat ons vrymaak, U is die een wat ons vergewe, U is die een wat ons die vreugde laat belewe van iemand wat deur U vergewe is.
En wanneer ons vanmôre hierdie Psalm 145 lees, Here, dan ons gebed dat hierdie Psalm nie net in ons gedagtes en ons verstand sal vassteek nie, maar diep in ons harte sal kom. Dat dit deel van ons lewe sal wees. Dat dit ons opstaan, ons doen, ons besig wees, sal bepaal. Daarom die woorde, Here, ons kom gee vanoggend vir U en sê, Here, kom verander aan ons lewens, soos wat U wil en soos wat U goed dink. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, is jy baie welkom om oop te maak by Psalm 145. Ek gaan lees die 2020 vertaling uit en Psalm 145. Nou wat baie interessant is, as jy nou op die skerm kyk, gaan jy dit nie sien nie. As jy jou Bybel voor jou oopgehad het, kon jy nou terugblaai. En dan sal jy sien 'n klomp van die psalms, as jy terugkyk, begin met die woorde, byvoorbeeld Psalm 142, van Dawid, toe in die grot was, 'n gebed. Psalm 143, 'n psalm van Dawid. Psalm 144, van Dawid. Psalm 145, 'n loflied van Dawid. En dan eindig dit, daai aanhef. Wanneer jy by 146 kom, begin hy net met Halleluja. 147 net Halleluja. As jy by 148 kom, ook die woorde Halleluja, 49 en 50 dieselfde. Met ander woorde, dit is 'n soort van 'n afsluiting van die Dawid psalms. En daarom my verwysing net nou na Dawid as die koning, 'n magtige koning wat die Here gekies het. 'n Koning wat begin het as die tweede koning na Saul, die koning na Saul wat 'n tyd uitgekom het waar die volk gesê het, maar ons wil 'n sigbare leier hê. Ons wil nie net hê dis die Here wat ons lei nie, maar ons wil 'n sigbare leier hê, 'n koning hê wat ons kan lei. En nou ontstaan hierdie ding so 'n soort van God wat koning is en Dawid wat koning is van die volk. En ten spyte van die mag en die posisie van wie Dawid is, sy grootheid, is dit Dawid wat in hierdie psalm kom en sê, hoe groot en goed is God, 'n loflied sing tot God. Al is hy koning, kom hy as te ware en sê, God is die ware koning, duisende, miljoene maal groter en beter as wat ek is. Psalm 145 begin dan 'n loflied van Dawid. Nou in ons 2020 Bybels, en ek onderbreek myself, dan sien jy nou eers die woord Alef, Bet, Gimel, Dalet, hier, Waf. Dis die letters van die Hebreëse psalms, van die Hebreëse alfabet. En hierdie woorde, letters, is die alfabetletters van die alfabet. In die mooi taal sal ons sê, dis 'n akrostiese psalm. Met ander woorde, die ABC is gemaak sodat jy dit maklik kan onthou as te ware. En wanneer die Jode dit elke dag gebid het, dan was dit asof hulle so afgegaan het. En daarom hierdie, ek wil U verheerlik, o koning my God. Ek wil U naam prys vir altyd en altyd. Elke dag wil ek U prys. Ek wil U naam loof vir altyd en altyd. Groot is die Here, die besonder lofwaardig, sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag roem U werke, U magtige dade maak hulle bekend. Oor die hele heerlike majesteit van U luister en wonderdade wil ek nadink. Oor die krag van U ontzagwekkende dade praat mense, van U grootheid wil ek vertel. Oor herinneringe aan U groot goedheid sal hulle uitwy, oor U regverdige optrede sal hulle jubel. Genadig en barmhartig is die Here, geduldig en groot in troue liefde. Die Here is goed vir almal, en sy barmhartigheid strek oor al sy werke. Here, al U werke loof U en U troue volgelinge prys U. Oor die heerlikheid van U koningskap praat hulle en U mag verkondig hulle, sodat die mensdom kan kennis neem van U magtige dade, van die heerlike majesteit van U koningskap. U koningskap is 'n koningskap vir alle ewigheid. U heerskappy duur deur al die komende geslagte. Die Here ondersteun almal wat val en help almal regop wat neergebo is. Almal se oë is vol verwagting op U gerig
en U gee vir hulle kos op tyd. Wanneer U hand oopmaak, versadig U al wat lewe met wat hulle wil hê. Regverdig is die Here in al sy weë en trou aan alles wat Hy gemaak het. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in waarheid aanroep. Hy vervul die wens van die wat vir hom ontzag het. Hulle hulpgeroep hoor Hy en Hy verlos hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar al die goddeloses delg Hy uit. My mond sal die lof van die Here verkondig. Alle mense moet sy heilige naam prys vir altyd en altyd. Sommige net 'n vertaling ding. Jy het dit 'n paar keer gehoor by ons eerste 2 verse. U naam prys vir altyd en naam altyd. Ek wil U naam loof vir altyd en altyd. En hier in die laaste gedeelte ook alle mense moet sy heilige naam prys vir altyd en altyd. Van die ouer vertalings het gepraat vir ewig en altyd. Asof ewig nou nie lank genoeg is nie, maar ewig en altyd, om te sê hoe lank dit voortduur. Ek het reeds gesê, dis 'n akrostiese psalm, hierdie ABC ding, en dit is dan amper asof 'n mens kom en iets sê van, die Here kom leer vir ons die ABC van die lewe en die ABC van sy verhouding met hom. 'n lied wat gaan oor die grootheid van God, die groot almagtige God, wat groter is as wat ek en jy ooit kan dink of dit kan bedink. Dis eintlik om te sê, soos wanneer jy die ABC leer, om 'n taal te leer, dan leer jy die ABC eers die letters, en dan sê jy nou begin klank, en dan gaan jy kan begin lees en aangaan. So jy begin hier deur die ABC oor God as te ware te leer, om eintlik die lewe en hoe groot God is net verder en verder en verder te ontdek, soos my en jou lewe aangaan. En wanneer ons daarmee besig is dit eintlik asof ons verstom gaan staan oor hoe groot God is. Want wanneer ek en jy in die natuur is, wanneer ons stil word, want God praat met ons deur sy woord en deur die natuur, dan is dit asof ek en jy meer en meer van dinge van God ontdek, van hoe Hy is. Dalk sou 'n stukkie huiswerk of 'n stukkie oefening wees, om jy besig te wees om gaan skryf vir jouself die ABC neer, X, Y, Z regdeur, en begin en vat elkeen van hierdie alfabetletters, en gaan skryf self iets neer oor wat van God jy beleef, wat God vir jou is, en hoe jy God sien, en hoe jy God verstaan. En nie om te dink daarmee met daai lys gaan jy klaar wees nie, want dit gaan nog meer en meer en meer raak. Om byvoorbeeld by die A te kom en sê, God is dalk almagtig in jou boek, om dit eers te sê, of dalk die woord alomteenwoordig. As jy by B kom, dalk iets van betroubaar, en so kan 'n mens gaan sit en regtig daaroor dink. Want weet jy, ek en jy behoort elke dag meer en meer tyd in die teenwoordigheid van die Here saam teer te bring. Om voor hom te kom met jou woord, dalk op 'n stil plek, en meer van hom te leer. Want jy sien, dit wat ons net in ons skuldbelydenis sê, dat ons lewens so gesentreerd raak oor onsself, ons so egosentries kan besig wees om te leef, dat ons vergeet en gewoond raak om net hiermee besig te wees, en nie weet en onthou, maar my lewe gaan oor God nie. En my lewe gaan oor wat God van my vra, en wat God wil hê ek moet mee besig wees en moet doen nie. Om dit te doen, moet ek nader aan God beweeg. Moet ek as te ware vir God die geleentheid gee om met my te kan praat, sodat ek nie eintlik net A of B of C hoor nie, maar dat ek woorde en sinne hoor van wat God vir my sê. Nie omdat ek sy stem op 'n vreemde manier hoor nie, maar omdat ek hoor wat sê die woord vir my. Wat sê die woord vir my oor alles? Nou sommer so 'n bietjie oor die struktuur van die Psalm. Die Psalm val so 'n bietjie in 2 gedeeltes uit. Die eerste gedeelte is so van vers 1 tot en met vers 9. Lees ons iets van hoe God altyd geprys moet word. Hoe ondeurgrondelik sy grootheid is. Ek en jy kan dit nie vasvat en sê, dis hoe groot God is nie. Want daar's altyd meer. Hoe majestueus hy is. Dat sy lig helderder skyn as enige lig wat ooit nog bestaan het. Dat ek en jy kan nadink oor sy wonders, en wonders ook in my en jou lewe.
Dikwels raak ons blind vir wonders wat gebeur rondom ons, maar om ons oë weer oop te maak en te sien die wonders wat die Here doen in mense se lewens elke dag. Die dade, dit wat hy gedoen het. Sy grootheid, sy goedheid. Hoe hy goed is vir ons, vir die mensdom, ten spyte van. Raak jy ook partykeer onder die indruk van as ons van die goed rondom ons sien, oor die mensdom se vreeslike morsig, se vernietiging, dit gaan oor my, ek loop en ek gooi ding net weg, ek gee net nie om nie. Dit gaan net oor wat wil ek hê. Genade, barmhartigheid, geduldigheid, sy troue liefde. Dit lees ons in die eerste klompie verse. En om hierdie verse te lees, soos wat ons dit lees vanmôre, gee eintlik nie reg aan die psalm nie. Dis eintlik 'n psalm wat ek en jy moet gaan sit en lees, en as jy hom lees, moet jy daai gedeeltetjie weer lees en weer lees en weer lees, moet jy hom vasmaak iewers aan jou om te sê, kom ek onthou hierdie gedeelte van vandag. As jy byvoorbeeld sê, elke dag wil ek U prys, ek wil U naam loof vir altyd en vir altyd. Om die Here te wil loof, hoe gaan ek die Here loof in my maandag, in my dinsdag, in my elke dag? En dan hier van vers 10 af, is dit asof ons 'n beskrywing kry van 'n klompie beloftes, so min of meer 10 beloftes wat van die Here afkom, wat neergeskrywe word. Iets van 'n belofte van die Here se goedheid vir almal, wat ons dan raak lees hier van vers 10 af. As ek vers 10 weer vir ons lees, Here, al U werke loof U en die troue volgelinge prys U. Oor die heerlikheid van die koningskap praat hulle en die mag verkondig ek, sodat die mensdom kan kennis neem van U magtige dade, van die heerlike majesteit van U koningskap. Die Bybel vertel vir ons van hierdie verhale van God se goedheid, verhale van hoe God in mense se lewens ingegryp het, en selfs waar dit gelyk het dit hopeloos te laat is, daar vernuwing, verandering, dinge gebeur het. 'n Klompie beloftes wat ek en jy kan deurlees en mee kan aangaan. Nou ek het net al gesê dis 'n akrostiese psalm. Nou ek weet nie of iewers van julle dit opgelet het nie. Maar wanneer jy nou lees by vers 11 kaf, K, L, M, en dan sit na S toe. In die Hebreëse alfabet kort hier 'n letter. Dis die N, non. Die woordletter is nie daar nie. Nou dit het 'n paar geleerdes nou al lelik laat kopkrap. In die Qumran geskrifte wat daar in Israel in grotte ontdek is, wat soort van die jongste geskrifte van die Bybel is wat hulle kon in die hande kry, het hulle dit daarin gevind. En van die geleerdes sê nee, daai was 'n regstelling. Met ander woorde, toe hulle dit oorgeskryf het, want dit is mos nou nie gedruk gelees nie, dit is op perkamente oorgeskryf van geslagsoort van 'n geslag, het hulle partykeer regstellings gemaak. Met ander woorde, toe hulle die ding oorskryf het, hulle gedink, die een wat hier geskryf het, seker fout gemaak. Hy het die N net uitgelaat en hulle die N ingesit. Van die geleerdes sê nee. Hierdie N is doelbewus uitgelaat. In die Hebreëse taal het die verskillende letters 'n getalwaarde. Die getalwaarde van N is hier rondom 50. Ek dink dan terug aan wat ons gesê het tot dusver, hoe ek en jy nooit God se grootheid totaal en al kan beskryf nie. En hulle interpretasie dan is dat dit doelbewus so geskryf is om te sê, dis nie afgerond nie. Dis nie voltooid nie. Iets van die werking van die Gees moet ons onthou. Iets van die openbaring in die natuur uit, iets van hoe ons die woord lees, wat ons help om beter te verstaan. En nie een van ons ken God ten volle nie. God het die vermoë om elkeen van ons nog te kan verras in wat hy doen en waarmee hy besig is. Hoe sê ons partykeer, net toe ek dink ek het alles gesien, leer ek iets niets. En daarom hierdie ongelooflike stuk grootheid van God, wat eintlik iewers deur net 'n lettertjie N uit te laat, om te sê, hier lees ons van God, maar ons kan nooit alles oor God sê, en oor alles oor God skryf nie. Jy sien, want God se besig wees in my en jou lewe, maak dat dit prakties moet raak. In ons lewens gebeur dit dat ons, wil ek amper sê, 'n liggaamlike en 'n geestelike godsdienst het. Ons het 'n godsdienst soort van, ek is nou met geestelike dinge besig,
In studente het ons gepraat van geestelike en beestelike dinge. Met ander woorde, ons nou met geestelik, ons nou met kerk besig aangaan, ons tree nou op 'n bepaalde manier op, ons reageer op vrae op 'n bepaalde manier. Maar wanneer ek lewe en wanneer ek besig is in die week, en met ander goed besig is, dan reageer ek dikwels nie soos wat die woord my sou leer nie. En dis iewers asof hier 'n stuk by mekaar moet kom wees. Dat my lewe een lewe wees. Dat dit wat ek hier leef en dit wat ek hier is, sal wees wat ek leef en wie ek is, wanneer ek in die week besig is. Iemand skryf 'n gedig daaroor. Hy sê, die gedig gaan oor gasvryheid. Of ek myself weggegee het. Dit is die vraag. En dit wil ek vermy. Ek sing graag, wat 'n vriend het ons in Jesus. Maar sy vriende, is hulle ook my vriende. Ek is siek op my maag met sy maaltyd, want daar die krepeles en die blindes, kan hulle by my ete gevind word. Hy gee vir my brood en wyn, en vra liefdevol, of ek ook daar wil wees vir hulle, dit dreun in my maag. In ons lewens, is seker een van die grootste waarde van 'n erediens, is daar 'n stuk refleksie plaasvind in ons lewens. Kroeman was 'n feesspekulant, wat eendag met my bietjie, wil ek amper sê, skoor gesoek het. Hy doen dit maar altyd. En hy het by my gekom, hy sê vir my, sommer daar langs die veiling wat hy met my praat, sê hy vir my, luister, ek kry my kos in die week by die huis, Sondag kom haal ek my pudding. Jy moet bietjie jou preke opskerp. Nou vra ek 'n ander maat vir my wat dit hoor en sê, hy nou ernstig. Nou sê, as hy het so gesê, dan is daar 'n element van waarheid in. So, ieder Sondag, wat jy jou kos in die week by die huis kry, lees en bid, jou tyd het om stil te word van vir God, maar Sondag op 'n spesiale manier. Saam met broers en susters, in 'n erediens, in 'n kerkgebou, waar ek en jy God se belewenis op 'n ander manier ervaar. As jy die Bybel lees, van Genesis af regdeur, dan leer jy en dan lees jy wat God gedoen het. Hoe God besig was om in verskillende situasies iewers te kom en iets te doen. Ek wil amper sê, van doodloopstrate, hoofstrate kan maak. Situasies kan verander, waar daar dood is lewe bring. Mense se lewens verander. Die Jode het hierdie Psalm 145 2 keer 'n dag dan gelees en gebid. Hulle het hom so deurgebid en mee besig gewees. Dalk meer met hulle verstand as met hulle harte. Ek en jy, my kos by die huis, bid ek en jy genoeg? Gee ons genoeg tyd van ons lewens aan die Here om in sy teenwoordigheid te wil wees? Om ernstig te vra na sy wil, nie net in krisis en moeilike besluite nie, maar in al die dinge van my lewe elke dag, om te sê, Here, wat wil U hê, moet ek mee besig wees. Dawid het dit gedoen ook. Hy het God geprys, God geloof, psalms geskryf. En as jy wil lees hoe hy oor God skryf, dan kan jy die Bybel deurblaai van Psalm 1 af regdeur. Dink byvoorbeeld Psalm 8, Here, onsse Here, hoe glansryk is U naam. Ek was rukkie terug in die Karoo, hulle sê, hulle 3 dinge wat ons nie het nie, sterre, stilte, en, nou vergeet ek die ander een, sterre, stilte en spasie. Spasie, stilte en sterre. Iets van die ruimte, die openheid. Ek en jy is mense wat na God wil luister. Die openheid, die stilte ervaar om te luister en te sê, wat wil die Here hê, moet ek mee besig wees. 'n lewe wat so afhanklik is van God, so onder beheer is van God, dat my dade en my besig wees iets van God sal getuig. En daar waar ek beweeg en rondgaan en tussen mense is, ek iets van God se goedheid daar sal kan versprei. Want wanneer ek doen wat God is, gaan mense iets van sy goedheid beleef. As ek vir jou vra, waar het jy God se goedheid nog die meeste in jou lewe beleef? Dan gaan jy 10-1 by 'n punt kom en jy gaan vir my sê, toe daai en dit gedoen het, of toe dit gebeur het, of toe daai en dit vir my gesê het. God se goedheid kom na ons toe heel dikwels deur mense.
God se goedheid kom na ons toe heel dikwels deur mense. As jy onder die indruk is van God se goedheid, van wat hy doen, waarmee hy besig is, dan gaan jy dit wil vertel. 'n Opskrif wat ek hier gemaak het, is die van goddelike deernis. Goddelike deernis. As jy beleef het iets van God se goedheid, iets van God se sorg, se seën in jou lewe, dan is dit asof jy nie anders kan as om dit uit te wil dra nie. Want jy besef, God se goedheid is iets wat jy ontvang het wat 'n stuk genade is. Dis nie iets waarvoor ek gewerk het nie, dis nie iets wat ek verdien het nie. Ons gedagtegang, ons manier van dink oor baie dinge in die lewe is dat ek dit het en dit hier is omdat ek dit gedoen het of ek gedoen het dat. Ek het 'n rukkie terug met iemand gepraat wat 'n beroerte gehad het en gesê, dis my eie skuld want dis die lewenstyl wat ek gekies het. Dis 'n interessante manier van sê. Maar dikwels in ons lewens dink ons, ek is geseën, dit gaan met my goed omdat ek so of omdat ek so of omdat ek so was. Dis alles net genade van God. Jy sien, ons is mense wat God se koningskap ervaar. In 'n wêreld vol oorlog met totale verskille, skryf 'n koning, koning Dawid, oor hierdie koning en sy koningskap. 'n Koningskap wat hy in hierdie wêreld bring, wat hy ons laat bid, Here, dat u koninkryk kom. Wat hy met ons besig is en te sê, my en jou leef en besig wees is nie sommer net nie. Wanneer ek en jy hierdie goedheid van God as te ware oordra, is ons medewerkers aan sy koninkryk. Wanneer ons in 'n erediens is ons medewerkers aan sy koninkryk, word ons toegerus, ontvang ons iets, hoor ons iets uit sy woord uit, nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van 'n wêreld daar buite. En dit wat daar buite gebeur, ter wille van 'n week wat voorlê, waarin ek God se goedheid op verskillende plekke, op verskillende maniere moet gaan oordra, moet gaan leef. Hierdie koning is nie 'n koning wat van my en jou bloot onderdane maak nie. Maar hy is 'n koning wat van ons sy kinders maak. Mede-erfgename, prinse en prinsesse wat saam met hom besig is om die koninkryk uit te bou. Ek is bly julle kry vir, is dit Philip Moelman, om te kom preek en nie vir Dani, of te kom sing en nie vir Dani Botha nie. Sy hele ding rondom die wederkoms, en al wat ek van die begin af vir myself wil sê, die Here stel sy wederkoms uit om een rede, lees ek in Petrus. En dit is sodat elke mens die geleentheid kan kry om gered te word. En as ek rondom my kyk, dan is die oorlog en alles daar, maar as ek kyk na mense wat nog nie die Here ken nie, dan weet ek, en wil ek ook amper sê, die koms van die Here is nie naby nie. Ons is in genadetyd. Genadetyd waar ons sy deernis ervaar, waarin ons iets van sy koningskap elke dag wil uitleef. Goed gebeur met ons. Ons interpreteer dit. Partykeer ervaar ons dit nie as 'n goeie ding nie. En in ons lewe later gebeur dit, dat as ek terugkyk, dan weet ek hoe die Here dit in goeie laat meewerk het. Weer as ons terugblaai in die Bybel, en by 'n verhaal uitkom byvoorbeeld soos die van Josef, dan lees 'n mens in Josef verhaal 'n klomp goed wat gebeur. Hoe hy groot geword het, lyk my so bietjie bederf is, die kleed, al daai goeters, hoe sy drome kom, hoe sy broer self nie vyandig teen hom raak, hoe hy gaan om vir hulle kos te vat, hoe hulle hom wil doodmaak, en 'n put gooi, hoe hy verkoop word in Egipte, julle ken die verhaal. En dan heel die teen die einde, dan sê Josef op 'n stadium vir sy broers, dis nie julle gewees nie, wat dit in my gedoen het nie, maar is God wat dit so bepaal het. Die Here laat ons lewens partykeer paaie en draaie loop, wat ek en jy nie verstaan nie. Wat ons onseker is, Here, hoekom is hierdie draai, hierdie opdraand, hierdie ding nou in my lewe? Hoekom hierdie diagnose? Hoekom hierdie ding? Hoekom hierdie krisis? Goed wat aan ons vorm, aan ons lewe vorm, aan ons lewe sin gee, wat ons iewers by 'n beter plek uitbring.
Om vas te hou en te weet, God is goed. Ten spyte van 'n klomp goed wat dikwels andersom wil wys. 'n vriend van my is 'n rukkie terug gediagnoseer met nierkanker wat versprei het al na sy longe toe. 'n Mens wonder daaroor. Hoe vorentoe, wat waar. Die worstel rondom mediese fondse en voordele en wat kan nie. Dit het in 'n mens se eie gemoed aangaan rondom dit. Dan verstaan 'n mens nie altyd hoekom wat nie. Dan wil jy sê, hoe kan God wat goed is, dit laat gebeur? Dan is dit iewers om iets te besef en iets te weet, God se goedheid strek baie verder as wat ek en jy kan sien of verstaan. Sy goedheid gaan selfs verby hierdie lewe, tot in die ewige lewe. Gaan leef hierdie week, broers en susters, met die woorde in jou hart, met die woorde voor jou in jou gedagtes. God is goed. Mag die woorde God is goed op 'n ligte trant afsluit, amper soos Skir Dern se liedjie Oorwurm het. Hy sê mos, dis hierdie liedjie wat in my kop kom draai, en draai, soos 'n song wat by jou vassteek. Mag dit in my en jou gedagtes bly vassteek, in verskillende omstandighede. God is goed. Hoe wys ek dit vir mense rondom my, dat God goed is? Amen. Here, om met die woord besig te wees en so 'n spesiale psalm te lees, is heerlik. Op 'n oggend waar ons so u goedheid buite in die natuur sien, hierdie wonderlike bewolkte weer. Here, dankie dat ons in 'n erediens mag wees, in 'n netjies versorgde kerkgebou, waarin ons veilig kan wees met al die geriewe wat ons nodig het, en dat ons die woord kan hoor. Dat ons Bybels kan huis toe vat en by die huis ons eie kos gaan eet, kan gaan en versadig kan wees en kan lees en die woord hoor en kan nadink oor u goedheid. Here, met versigtigheid wil ons sê, Here, wys vir ons hoe ons u goedheid sigbaar maak in hierdie week wat kom. Ek bid vir hierdie gemeente, Here, ek bid vir Gys, sy werk hierso, die 2 huise vir bejaardes, soveel dinge waarmee hierdie gemeente ook besig is, en wil dit wat hulle beplan en waarmee hulle besig is, u dit seën, en wil u gee dit in alles, hulle net u goedheid telkens sal raak sien. Dankie dat u 'n God is wat langs ons kom loop, vir altyd en vir altyd. Amen. Kom ons dien dan die Here ook met ons dankoffers, voordat ons by ons slotlied kom.
Kom ons sluit dan af met lied 219, ons gaan die 3 verse saam sing. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Ontvang dan ook die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal by u wees en by u bly, sodat u ervaar dat God goed is. Amen.